ball joint, of steringarm of iets het uitgekom, terwyl ons besig is om te ry, en soos u kan verstaan, wanneer so iets uitkom, het jy glad nie beheer oor 'n stering nie, niks. Goeiedag almal, welkom weer eens hierso by TMM Tanin Mais Mills. Soos julle sien is ons alweer lekker besig om te maal en voorbereiding te doen. Bestellings wat rof na ons kant toe hardloop as gevolg van mense wat fisies honger is, swaar kry, sukkel, wat nie kos het nie. Ons maal weer lekker sakke meel wat uitgaan binnekort, bestellings wat uitgaan en 'n oproep vir mense wat honger is. En ook dan geestelik weer eens, ek herinner julle, wat geestelik honger is en wat by die Here moet uitkom en gevoed moet word. Ons is besig hier met groot bestellings, ons probeer tussen 4 en 6 ton doen. Hier is bestellings wat ons huidiglik besig is om ook uit te kry, Kimberley toe, Pretoria toe, waarin ons nou werk is 'n 4 ton bestelling, wat Rooi Strauss hulle Sondag of Maandag gaan kom laai, en dan deurvat Pretoria se kant toe. 4 ton, dis 800 sakke, wat die Here weer eens gehoorsame boere gebruik om vir ons te help met mielies en voorsiening, dat ons dit kan verpak kry en dan kan uitstuur waar God ons lei om dit uit te stuur. Ons gaan lekker aan soos laas keer en nou ook, nou gaan ek net ook vir u sê, ons is besig daar waar die taaie teerslaan, om hele mense, siele by ons God uit te kry. En ek doen nou oproep, moenie speel nie, moenie kanse vat nie. God sê, vandag as julle my stem hoor, moenie hardkoppig wees nie, kom na my toe, moenie oorslaan nie. En die rede hoekom ek vandag so ernstig met julle praat is, want ek persoonlik staan vandag hierso, die meelenaar van Tanin Mais Mills, deur God se genade. Ons stryd is teen Satan homself, nie teen die mens nie, teen Satan. Ons staan lynreg teenoor die werke van Satan staan lynreg teenoor die werke wat God doen om siele te red, dat nie een verlore moet gaan nie. Hy het geweet ons moet hierdie week maal en weer mense by God uitkry. Dis laasweek Vrydag, toe ry ons met die werkse bakkie, die plaasbakkie, op die kanaalpad uit, en terwyl ons besig is om uit te ry, Grootdrink se kant toe kom die ball joint, of steringarm of iets het uitgekom, terwyl ons besig is om te ry, en soos u kan verstaan, wanneer so iets uitkom, het jy glad nie beheer oor 'n stering nie, niks. Dit was so ironies, ons het gery, ek het die video's en alles, dis redelik gelyk, dit is heeltemal 'n gelykpad, maar redelik reguit. So ek weet nie presies wanneer het dit uitgepop of gebreek nie, maar terwyl ons ry en die pad begin liggies na regs draai, begin ek die stuurwiel ook liggies na regs draai. Ek kom agter my, gebeur niks. En hoe meer ek so maak, gebeur er nog steeds niks. Nou is ek mos al by die draai, met so hengse wal, en hier besef ons net, hier gaat ons. Dis grond, jy kan nie rem nie, jy gaan nog miskien erger skade maak, so jy gaan het weer toe ons kry. 'n wonderwerk van onsse Vader. Mense wat kom kyk het ook vir ons gesê, op daai pad het jou spore verdwyn. Ons het die spore gesien, maar van jou laaste spore op die pad tot op die heuweltjie, het ons nie jou spore gesien nie. Normaalweg as die pad so loop en jy kom aan, is hier 'n heuwel. Ons het die heuwel geklim. Wat gebeur nou? Die voertuig maak so, en hy gaan oor en hy rol. Maar wat hier gebeur het is, ons het so gekom, ons spore het verdwyn en die voertuig het so beland. Hy so neergesit. Net God kan dit doen, mense. Net God. Ons eer God. Die bewys is daar, spore is nie daar nie. Die bakkie is daar neergesit en ons het nie ernstige hoofbeserings nie, soos jy kan sien. Ons is klaar besig, my vroukie is aan binnekant besig. God is goed. Onthou, die duiwel wil stop, want hy weet, ons is besig om mense by God uit te kry. Dit was Vrydag.
Saterdag, obviously die bakkie daar gestaan, so ons het die bakkie opgepas. Hy Saterdag eers herstel, terug parte gesit en teruggebring. Sondag, omdat ons geweet het, my vrou het bietjie seer en voel nie lekker nie, internal binnekantse injuries moontlik, het ons gereël om Maandag in te gaan hospitaal toe vir ekstrale. Dus, omdat ons Dinsdag begin maal, het ons Sondag kom maintenance doen en alles kom regkry wat ons kon. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. Jy kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Maandagoggend, ons gaan na die staatshospitaal, ons weet ons moet vroeg genoeg gaan, dat jy deur die dag het om by alles uit te kom, so ons ry al 5 uur die oggend. Ons ry 5 uur die oggend, dat ons voor 7 uur by die staatshospitaal kan wees. 5 uur ry ons weg die oggend by School of Fire, Groblershoop, op pad, deur, en toe ons by die Karos area kom, toe is daar 'n voertuig voor my wat baie stadig gery as wat die pad se teken is, maar ek kon sien die kar is gelaai, daar's baie mense in. Ek sit my flikkerlig aan om die kar verby te gaan en toe ek in die ander baan kom, toe begin die kar draai, reg voor my indraai. Ek kan nie terugneem want ek gaan die kar slaan. Hy's vol klomp kinders in. En ek het nie 'n keuse nie, ek moet regs gaan. Die Karosbord staan hierdie kant met lekker 2 dik pale, die kar voor my. Ek moet kies, ek moet die pale mis, ek moet die kar mis. Om hulle te mis, ek is teen 'n klein gapingkie dwars deur op die grond. Grond kan nie rem nie, jy rem, maar jy hou maar net vas en jy roep die Here aan. Ons het regtig die geestelike musiek, die gospelmusiek het gespeel toe ons al by die huis gery het. Ons het die Here geloof en geprys, daar nog erger. Ons is daar af en ons hou net vas. My vrou skree, my skat, ons rol. Hou vas, ons rol. Ons gaan aan en ons hou oor toe en ons bid. Volgende oomblik, hier kom die kar tot stilstand. Ons bid saam, ons hou vas daar. Ons is seker omtrent so 'n meter van die grond af, want ons nog 'n afdraande soos wat hy daar gestaan het. Ek klim uit, ek help my vrou uit, ons kom by die heuwel en van daar af het die Here verder ingegryp en mense het my vrou kom haal, die bakkie staan daar, na so 'n halfuur na ek 'n klomp oproepe gemaak het, toe ek af onder toe, want die insleepdiens, die insleep of recovery, ons het recovery ook nodig, want hy moet uitgetrek word, jy kan nie uitdry nie, is onmoontlik. Het ek die lisensiedisk vir hulle gaan haal, dat hulle hom kan scan so lank, dis die eerste keer toe ek weer afgaan, en toe ek kyk na die kar, toe sien ek maar, hier is die minimale skade. Nou sal julle foto's kry, julle sal hierso in hierdie program foto's kry van die kar, lekker foto's, julle gaan sien. Die boer wat gekom het om te kom kyk of hy kan bystaan en hoekom staan ons daar rond, want die Here was ons goed, ons het nie daai ander kar geslaan nie, hy het ons gehelp om my kar te mis, en ons kar is weggesteek, gekamoufleer in die spruit, in die dip. Die boer kom maar aan en vra, iets lyk nie lekker nie, wat kan ons help met iets? Ek sê, 'n ongeluk, die kar staan daar. Hy kom kyk, hy skud sy kop, hy sê nee, dis onmoontlik, dis onmoontlik. Ek sê, vertel, praat saam met my, laat ons die Here se naam groot maak. Hy sê, jou kar lyk asof hy so opgetel is en daar neergesit is. Dis onmoontlik. Jy doen nie 'n parallelparking nie, jy doen nie sulke goed, dis nêrens nie. Dis asof hy opgetel is en daar neergesit is, dis onmoontlik. So, Here, God is goed. Ek roep dat jy by hom kan uitkom. Maak nie saak wat gebeur nie, onthou net weer, Johannes 10 vers 10.
Die duiwel kom om te steel en te slag en te verwoes. Hey, die versie is nie klaar nie. Die laaste deel van daai versie sê, maar God het gekom om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed. Moenie julle rug op God draai nie, want maak nie saak wat gebeur nie. God laat jou nie in die steek nie. Hy stel jou nie teleur nie. Ons is in 'n wêreld, ons moet deur hierdie omstandighede gaan, maar weer getuig ek. Eerste ongeluk Vrydag, 3 dae later, volgende ongeluk, is God se hande aan. Nie ek wat goed is nie. Ek verdien niks. Ek verdien nie God se goedheid nie. Hy het aan die kruis vir my gaan sterf. Vir my, vir jou, nie verniet nie, om ons vry te koop, om ons te verlos, om vir ons 'n ewigheid te gee saam met hom. Nie dat ons kan op 'n lazy chair gaan sit nie, nie vir love and charity nie, terwille van liefde van 'n wonderlike God vir ons wat niks verdien nie, het hy dit moontlik gemaak. Ek roep julle, maak reg. My laaste kon gewees het laasweek Vrydag. Ek het nog 'n kans gehad. Het ek dit gebruik? My volgende keer was maandagooggend 5:45. Was dit my laaste kans? Hier staan ek weer voor julle en die Here tel my op, want ek roep julle om by God uit te kom. Die duiwel gaan nie hierdie mond stil kry nie, want God is groter. Ek smeek julle in die naam van Jesus, maak reg. Ek sê weer, vandag kan te laat wees. Terwyl julle God se stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Kom na hom toe, soos hy na julle toe gekom het, na ons toe kom en ons uitreik om ons te verlos, om 'n ewigheid saam met hom. Onthou, in die wêreld gaan ons dit moeilik hê, maar God maak dit moontlik. Hy sê, hou moed. Dankie mense, ek is lief vir julle, God is lief vir julle, en hou vas en kom by God uit in Jesus naam. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Vrydag toe vat ons die werkers huis toe en op pad, terwyl ons die werkers huis toe gevat het, toe kry ons 'n ongeluk, maar die Here is so goed, ons het in die boorde ingery, maar daar is niks, niemand het regtig seer gekry nie, is net hier en daar wat my rug seer gekry het, my arm, my been, maar God is baie goed, hy glad nie laat enige keer iets verder oorkom nie. Ons sy nou maandag hospitaal toe gegaan het om net 'n ondersoek te doen en toe maandag weer ingaan om hospitaal toe te gaan, toe gebeur die tweede ongeluk waar ons in 'n dip ingery het, waar dit ook skokwekkend was, waar ons in 'n rivierding ingery het, waar ons ook niks voorgekom het nie. En ons het gegaan na die tyd vir ekstra en goed en toe ons nou by die dokters kom en toe sê hulle daar's niks fout nie, dit is net spierspasme en goed. So die Here is baie goed, hy help ons, hy dra ons deur en gebeur. En ons kan net sê dankie Papa Vader dat niemand niks voorgekom het nie en dat daar ook die mense dood was nie, want in die kant van maandag, wat die
vrou vir ons ingery het, was daar trempersprys ons 7 kinders. Hulle het ook glad niks oorgekom nie. So ons loof en prys Papa Vader. Baie keer dink 'n mens, jy kan sonder hom gaan, maar jy kan glad nie sonder Papa Vader wees nie. Jy moet vashou, bid en altyd net glo en weet Papa Vader is saam met jou, al dink jy baie keer nie so nie. Hy hou jou hand vas, hy lei jou, hy behoed en bewaar jou, waaroor jy kan, en fokus net op God. Hy is regtig goed en hy het ons 100% gehelp. Baie dankie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sing toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.